Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gaste saam met ons in die ateljee vandag André van der Vyver, uitvoerende direkteur van Sakota en dan ook Michiel Jacobs, hy saam met ons via Teams. Hy is die ondervoorsitter en ook 'n graanhandelaar by Farmwise Commodities. André, goeiemôre en ook goeiemôre aan Michiel wat ons kan hoor nou. Môre Dopie en môre aan die luisteraars. Môre Dopie. Nou sê hier is die man ook nou, Michiel, welkom julle. So kom ons skop gou af daarso en Michiel, jy kan sommer vir ons sê, ons het gister ook met van julle kollegas gesels by Sakota oor die koringtarief wat nou verander het. Net kortliks en ter wille van nuwe kykers vanoggend, wie is julle presies en wat is dit wat julle dan doen? Dopie. Sakota is die South African Cereals and Oilseeds Traders Association. Ons verteenwoordig graan en oliesaadhandelaars in Suid-Afrika. Die sogenaamde middle footprint van die voedselwaardeketting. Ons is veral aktief waar gesamentlik geskakel moet word met ander rolspelers in ons eie bedryf en ook met rolspelers in ander industrieë. En ook natuurlik die regering. Hierdie gesamentlike skakeling is veral belangrik as dit gaan oor logistiek, infrastruktuur, gradering en kwaliteitsbepalings, fitosanitêre vereistes, wat natuurlik baie belangrik is vir in- en uitvoere en wanneer daar nuwe saadkultivars en mielievariteite en oliesadevariteite in die wêreld geskep word of tot stand gebring word, sorg ons vir die sinkronisasie van hierdie produkte met die Suid-Afrikaanse wetgewing ten einde die invoer en uitvoer van produkte van elders en uitvoer van ons eie produkte na die wêreld vergemaklik. En natuurlik hanteer ons ook breër markaangeleenthede so skakeling met die JSE en die termynmarkte en verder het ons ten doel om gesonde, deursigtige markomgewing te bevorder en te sorg dat ons vrye mark beginsels ondersteun en dat ons effektiewe prysing of prysvorming vir landbouprodukte in Suid-Afrika vergemaklik. Sakota se lede prys, met ander woorde koop, finansier en lewer omtrent 80% van die kommersiële graan en oliesadeprodukte wat in Suid-Afrika verbruik word en in finale produkte verander word af by die verbruikers daarvan. Asai, Michiel, dankie vir daai, ons is nou weer terug met jou. André, so vanoggend praat ons spesifiek nou oor Zimbabwe en die uitvoermark vir Suid-Afrika. Hier teen die 1990s was hulle meerendeels self voorsienend wanneer dit kom by spesifiek mielies. Maar sedertdien, wat het gebeur en hoe die situasie verander? Ja, Dopie, ons sal ons herinner dat in die 90 het hulle die omskakeling gedoen van kommersiële verbouing na opkomende boere toe en hulle produksie het dramaties gedaal aanvanklik en vir 'n tyd en daarna hierso so van 2003 af het produksie geleidelik weer herstel. So ook invoere wat beteken hulle vraag het 'n bietjie toegeneem, maar dit het nooit werklik na die vlakke herstel van wat ons vroeër gesien het voor 1990 nie. So nou dit beteken natuurlik dat omdat hulle tekort het of omdat ons uitvoer na hulle toe, is dit 'n baie belangrike land vir ons. Ons het altyd gesukkel met die uitvoere na hulle toe omrede hulle nie eintlik dollars of buitelandse valuta gehad het nie, maar dit het so in die laaste 2-3 jaar redelik herstel, danksy veral groei in hulle minerale wat hulle nou 'n bietjie buitelandse valuta inkry, maar ook hulle wat hulle noem hulle Grain Marketing Board het altyd self die witmielies ingevoer en dit het hulle eers gedurig geleer so 3 jaar terug en vir die privaat sektor die meelenaars toegelaat om daai mielies nou in te voer. Vroeger kon jy wel geel invoer, maar dis 'n kleiner persentasie met permitte, jy moet nog steeds permitte hê om te kan invoer en dit het die mark oopgemaak. So ons het laas jaar met die droogte so 1.3 miljoen ton
mielies, witmielies uitgevoer na Zimbabwe toe en plus nog 'n klompie verwerkte produkte meel. Nou dit maak so in die laaste paar dae so enigiets van 5 na 14% van ons produksie in Suid-Afrika. So dis 'n baie belangrike mark vir ons en ons fokus baie op die mark om seker te maak dat ons daai mark kan ontsluit. Nou, waarom ervaar hulle steeds groot jaarlikse mielietekorte, alhoewel daar plaaslike produksie die grafieke toon dat daar is effens al herstel in hulle plaaslike hoe kan ek sê selfvoorsiening? Ja, kyk, die een rede is dat hulle produkte kompeteer ook as kleinboere produseer hulle ook ander produkte. Een van hulle is tabak en die tabakproduksie is baie winsgewend op hierdie stadium. So hulle gaan nooit herstel na die vorige vlakke wat ons gesien het nie. Want dit is nie net mielies nie, dit is dan die tabak wat hulle ook produseer. So dit is 'n blywende mark eintlik vir ons en 'n mark wat ons graag wil oppas om ons eie witmielies uit te voer. Witmielies is 'n baie moeiliker produk om markte voor te vind. Die wêreld verhandel graag geelmielies, maar witmielies is 'n bietjie van 'n geslote mark en so ons hoop dat ons dan daai mark kan bedien in die toekoms. Andre, ons gaan nou verder met jou en Michiel gesels, is Andre van die Vyver en Michiel Jacobs wat met ons gesels oor die toestand van die uitvoere na Zimbabwe. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Jy is ingeskakel op Groot Plaas, ons gaste saam met ons Andre van die Vyver, uitvoerende direkteur van Sakota, ook Michiel Jacobs, as die ondervoorsitter en ook 'n graanhandelaar by Farmwise. Michiel, so julle maatskappy Farmwise, julle voer self baie uit. Nou, voordat ons praat oor die invoerpermitte, ons hoor dikwels van probleme by die grense. Ons weet daar word lang toue gestaan vir die trokke daarson, hulle sukkel om deur die grensposte te kom. Hoe ervaar julle dit? Is ons kompeterend in die Zimbabwe prys, maar afgelei van Suid-Afrikaanse pryse? Toepie, ja. Ons is definitief kompeterend. Die Zimbabwe prys is baie direk gekoppel aan die daaglikse verhandeling op die JSE termynmarkte of SAFEX, soos hy meer algemeen bekend is. En al wat hier bygevoeg word is premies vir silo's wat goed werk na sekere liggings toe in Zimbabwe, meerendeels Bulawayo en Ofarare en die omliggende dorpe, en dan natuurlik vervoerkoste en addisionele kostes rondom uitvoerklaring en fitosanitêre sertifikate ensovoorts. Ek dink die belangrikste ding om in gedagte te hou is, ons is nou in die moeilikste deel van die jaar met 'n groot toevloei van mense deur veral die Beitbrug grensposte, en dit maak die beweging van graantrokke, soos julle gesien het op die video, baie moeiliker of baie stadiger, maar dit is nie 'n nuwe verskynsel nie, en ons het al eers 3 jaar om ons planne te maak om dit te hanteer. Dan vloei dan natuurlik 'n groot klomp veral witmielies deur Botswana, deur verskeie Suid-Afrikaanse Botswana grensposte, om uiteindelik in Plumtree of deur Plumtree in Zimbabwe in te gaan. Die eerste verspreidingspunt is dan nou Bulawayo en die tweede is Harare. Die Suid-Afrikaanse prys en produk is baie kompeterend vanweë sy kwaliteit. Eerstens en tweedens die vervoerkoste van Suid-Afrika na Bulawayo is baie goedkoper as van ander alternatiewe voorsieners soos Zambië en of Mosambiek. En dan het ons natuurlik die grootste enkele voordeel dat ons in 'n vrye markstelsel handel dryf, wat beteken daar is geen staatsinmenging om Suid-Afrikaanse produk in Zimbabwe te verkoop nie. Jy moet net maar jou kommersiële risiko bestuur. Net vir 'n aanduiding, hierdie tyd van die jaar verhandel Suid-Afrikaanse mielies omtrent teen R1800 premie in Harare en so R14.50 in Bulawayo. Natuurlik omgeskakel in US dollar, sodat die manne in Zimbabwe ons kan betaal met hulle buitelandse valuta.
Bulawayo verhandel 'n bietjie goedkoper as Harare. Eerstens vanweë die vervoerkoste en natuurlik ook vir terugvragte vir die vervoerders wat in Bulawayo aflaai. Milies gaan uit per pad hoofsaaklik. Soms met die spoor, alhoewel dit weinig min is, en dan selfs deur Durban hawe na Beira en daarna met die pad in Zimbabwe in, hoofsaaklik dan na Harare. Meeste van die graan word geskuif anders as in vroeë jare, waar dit in sakke geskuif is in Zimbabwe toe. Tans word 99% van al die graan seker in massa vervoer, het sy met massabakke of hier en daar seker 'n container, maar dis nie genoeg om noemenswaardig te wees nie. Die silo's wat die beste werk vir Zimbabwe lê in die Noordwes en die Wes-Vrystaat se beweging deur Plumtree in Botswana en natuurlik in Mpumalanga vir beweging deur Beitbrug. Dit is 'n bietjie ekstra moeite en grense is 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week oop. So weet mens bly maar besig met die papierwerk as die milies Zimbabwe toe stuur en dit moet baie noukeurig gedoen word en administrasie is van uiters belang. Michiel, ek gaan jou sommer net gou in die rede val want ons wil nog een vraag by Andre indruk. Andre, ons het so 45 sekondes as jy hom kan kort hou in julle nuutste nuusbrief. Het julle gesê daar's 'n periode gewees van Mei maand af toe strooptyd begin het tot ongeveer September wat Zimbabwe dan geen uitvoerpermitte uitgereik het nie. Verduidelik gou net vinnig vir ons hoekom. Ja, hulle het 'n interne beleid wat hulle eers die plaaslike milies verbruik, so hulle verplig die melenaars om eers hulle eie oes te koop by die ontwikkelende sektor. Daar is geen ander milies in daai periode beskikbaar nie, so die pryse is natuurlik hoër. Dit pas die regering om so beleid te volg, want hy kry die krediet daarvoor, maar eintlik moet die melenaar die milies, plaaslike milies koop en dan moet hy teen 'n hoër prys weer afwentel na die verbruiker toe. Nou die WTO laat dit eintlik nie toe nie, die Wêreldhandelsorganisasie, maar daar is verskeie Afrika lande wat eintlik maar daai beleid toepas. So in daai periode kry ons gewoonlik nie invoerpermitte nie en dan weer in September, Oktober wanneer die plaaslike milies hoofsaaklik opgebruik is, dan skop ons weer in en dit is gesien ook. En behalwe met die uitsondering was in die droogte toe daar amper geen milies was en hulle was verplig om deurlopend in te voer. Fantasties. Andre, julle baie dankie vir jou en Michiel daar van SACATU dat julle met ons kom gesels het. Andre van der Vyver, uitvoerende direkteur van SACATU en ook Michiel Jacobs wat graanhandelaar is daar by Farmwise Commodities. Dit is al wat vir ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het 'n lekker donderdag en ons sien mekaar weer môre.